Ons ontmoet in die boek Job, een van Job se vriende wat gekom het om hom te ondersteun in die tyd wat hy baie swaar gekry het, en sy naam was Elifas. Nou sal jy onthou dat die boek Job aan die wysheidsliteratuur behoort, en dat jy die inhoud van Job teen daardie agtergrond moet verstaan van mense wat wysheidsspreuke ook gee. Maar hy sê vir Job die volgende woorde in Job 22 vers 21, onderwerp jou aan God, dan sal jy in vrede leef, en so sal jy voorspoed hê. Laat hy jou leer, neem sy woorde ter harte. As jy terugkom na die Almagtige toe, sal jy herstel word. As jy die kwaad ver van jou woonplek afhou, jou goud as niks ver beskou, sal die Almagtige jou goud wees, jou skat aan silwer. Dan sal jy jou in die Almagtige verlustig en jou weer tot God wend. Jy sal tot hom bid en hy sal jou gebed verhoor. Die beloftes wat jy gemaak het, sal jy nakom. Nou die goue reël om 'n vriend in tye van swaar kry te ondersteun, is om ondersteuning te gee in terme van dit wat die hart vertroos, eerder as om verandering in sy gedrag te probeer bring. Nou Elifas het probeer om Job te herinner aan God se teenwoordigheid, aan God se karakter, aan die beloftes van die Here, al het Job nie verstaan waarom dinge met hom gebeur nie. Mense maak dikwels 'n fout deur te vinnig te antwoorde te gee. Hulle probeer om die beloftes van God sonder konteks aan te haal. Maar ons probleme op aarde kan net oorwin word deur geloof. Weet jy, ons lees in Johannes 11 vers 35, dat Jesus by die graf van Lazarus gehuil het. Al het hy geweet, dat hy hom net nou uit die dood gaan opwek. En daaruit leer ons, hartseer en geloof kan langs mekaar staan. Elifas, hy het beloof vir Job, dat die Here daar sal wees, dat hy hom sal herstel, dat die Here sy gebed sal verhoor, sy pad sal verlig, om weer gaan toelaat om ander te help. Ons kan steeds Elifas se raad toepas, en die 4 punte wat hy uitgelig het, is tydloos. En daarom wil ek hê jy moet dit net saam met jou vat. Kyk, hy het gesê, jy moet jou goud as niks werd beskou nie, en dit beteken verander jou waardestelsel. Kyk, die Almagtige sal jou goud wees. Dis wat die Here Jesus ons geleer het in Matteus 6 vers 19, om vir julle self skatte in die hemel bymekaar te maak. Dit kan beteken dat ons nie op verkeerde krukke moet leun nie, maar dat ons doelbewus na die Here toe sal draai, dat hy jou skat en jou veiligheid sal wees. Nommer 2, verwyder goddeloosheid ver van jou tent af. Job se vriend Sofar het om soortgelyke raad gegee, en hy het Job se verantwoordelikheid beklemtoon. Dit beteken, enige iets wat jy weet wat verkeerd is, moet ek mee stop. Want dit lei tot 'n lewe waar jy geen skaamte, geen vrees, geen onsekerheid het nie. Nommer 3, gee jou oor aan God se beter plan. Hou op om teen die prikkels te skop as die lewe moeilik raak. Begin vertrou dat hy jou nie sal begewe, jou nie sal verlaat nie. En nommer 4, verbind jou om hieroor aan te hou bid. Elifas se aanmoediging was, want die Here sal na jou luister. En ons weet dis waar. Ons weet hoe sy herstel. Nou wonder ek vandag, wie is daar wat jou nodig het? Vir wie jy 'n vriend moet wees vandag? Mag die Here jou help om vir hulle 'n woord op die regte tyd te gee. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons vir mense ook daar kan wees. Amen.